Broers en susters, goeiemôre aan elkeen van julle. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus, ons Here. Baie welkom vanoggend. Ek het onlangs 'n storie gehoor van 'n egpaar wat na baie jare van getroude lewe besluit om vir hulle huweliksherdenking iets baie spesiaal te doen. En terwyl hulle oor verskillende moontlikhede gesels, het die idee opgekom om tuis te gaan by die hotel waar hulle 40 jaar tevore vir hulle witte brood oorgebly het. Hulle het via 'n reisagentskap al die nodige redelings soos die hotelbesprekings getref, maar toe dit by die reisreëlings kom, het hulle so 'n bietjie van 'n probleem ervaar. Weens die laatbespreking was feitelik al die vliegtye vol gewees en hulle kon nie plek vir albei op dieselfde vlug en boonop op dieselfde dag kry nie. Hulle het toe besluit dat die man dan een dag voor die vrou gaan vlieg en dat sy die volgende dag gaan vlieg en dan gaan hy by die lughawe inwag. So gesê, so gedoen. Die man het sy bestemming veilig bereik en hy het by die hotel ingeboek. Hy het besluit om vir sy vrou 'n vinnige e-pos boodskap te stuur om te sê dat hy die bestemming veilig bereik het en dat hy op haar wag. Ongelukkig met die tik van die e-posadres was hy bietjie haastig en hy het 'n vingerfout gemaak met die gevolg dat daar 'n spelfout in die e-posadres gekom het. En die gevolg is dat die e-pos het nie by die regte bestemming uitgekom nie, maar dit het op iemand anderste se rekenaar beland. Die ontvanger van die e-pos was 'n predikantsvrou wie se man so 'n paar dae gelede oorlede is en sy het daardie selfde oggend nou nog die begrafnis van haar man gehad. En daardie aand toe sy alleen by die huis is na die begrafnis, toe dink sy gaan na e-posse kyk, want miskien is daar mense wat graag die begrafnis wou bywoon, maar wat dit nie kon maak nie en wat dalk nou boodskappe van bemoediging en medelee gestuur het. En toe sy nou die e-pos of die rekenaar aanskakel na die e-posse begin kyk, toe sy flou geval. As sy net die gelawaai in die kamer gehoor en hardloop in en hy kry sy ma op die vloer lê en hy tel haar op, sy het gelukkig nie seer gekry nie. Maar hy sien die rekenaar is aangeskakel na sy e-pos boodskap op die skerm en uit nuuskierigheid gaan lees hy die boodskap en dit is wat op die boodskap gestaan het. Aan my geliefde vrou, ek het my bestemming bereik. Ek weet jy sal verbaas wees om so vinnig van my te hoor. Hulle het nou rekenaars hier en mense word toegelaat om e-pos boodskappe aan hulle geliefdes te stuur. Alle nodige reëlings is getref vir jou aankoms môre. Ek sien verskriklik uit daarna om jou hier te sien. Naskrif, dit is verskriklik warm hieronder. Nou ja, dis 'n weduwee wie se man daardie dag begrawe is, wat die aand hierdie boodskap kry. Ek kan verstaan waarom sy flou geval het. Nou, Benjamin Franklin van Amerika het so in 1789 'n opmerking gemaak, waar hy gesê daar's net 2 dinge in hierdie lewe waarvan 'n mens seker kan wees, en dit is die dood en die feit dat jy inkomstebelasting gaan betaal solank as wat jy lewe. Nou beide onderwerpe is dinge waaroor mense nie graag praat nie. Maar vanoggend wil ek met u gesels oor die dood. Elkeen van ons het 'n afspraak met die dood en ons gaan nie daarby verbykom nie. Dit wag op elke mens en ons weet nie wanneer nie, ons weet nie hoe lank het ons nog nie. En die feit is, mense is doodbang vir die dood. Hulle sal enige iets doen om die dood te ontwyk of uit te stel, indien dit enigstens moontlik sou wees.
Ek het gesien dat iemand soos Dr. Chris Barnard, wat die eerste hartoortplanting operasie gedoen het, toe hy gekom het by aftrede, begin het om navorsing te doen oor verjongingskiere, medisyne wat jou langer aan die lewe kan hou. So mense sal enigiets doen in 'n poging om jonk te bly, om so 'n bietjie langer te kan lewe. Oorsee het die wetenskap ontwikkel wat bekend staan as cryogenetics of in Afrikaans dan cryogenetika. En ek wil dit nie 'n wetenskap neem nie, want dis waarskynlik 'n foefie. En dit is dat iemand wat sterf, sy liggaam word gevries ten duurste. Daar's byvoorbeeld in Australië 'n maatskappy waarvan ek opgelees het, wat dit doen vir $105,000, dit is op die oomblik oor die R2 miljoen, sal hulle jou liggaam vries en in 'n gevriesde toestand hou, met die verwagting dat eendag dan gaan hulle die liggaam ontvries en gaan jy weer verder kan lewe as hulle nou 'n oplossing vir die siekte waarin jy dood is kon ontwikkel. Ek weet nie van so iets nie. Ek dink dit is totaal onmoontlik. As iemand dood is hy dood. Wetenskap kan nie weer lewe skep nie. Ons het nie daardie vermoë nie. So op hierdie stadium is daar geen bewys dat iemand wat gesterf het, wie se liggaam gevries was, eendag weer sal kan lewe nie. Dis net 'n geldmaak storie. Die dood is vir ons gelerig en aklig. Dit bring skeiding tussen mense. Daar is nie 'n manier waarop ons die dood aantreklik kan voorstel nie. En dit bring byvoorbeeld nou vir begrafnisondernemers 'n groot probleem. Daar's 'n maatskappy wat gedink het om 'n almanak uit te bring waarop hulle doodskiste adverteer. En om dit nou mooi te laat lyk, dat hulle 'n mooi meisie by elke kus staan om 'n bietjie aandag te trek. Nou ek sal nie graag so 'n almanak in my huis wil hê nie, al is daar wat se mooi meisies daarop. So mense wil nie graag aan die dood herinner word nie. Ek dink die grootste probleem, waarom baie mense die dood vrees, is die groot onsekerheid wat daarmee gepaard gaan. Wat wag ander kant die dood? Ken jy enige iemand wat terug kon kom en vertel wat het daar gebeur? Nee, ons ken nie sulke mense nie, want as hulle weg is hulle weg vir altyd. So dis 'n vraag waaroor mense al vir ewig wonder. So mense worstel met vrae oor die dood. Is die dood die einde van alles of is daar dalk iets meer? En daar's baie uiteenlopende standpunte. Party sê ja, as jy dood is, dan is jy dood en daar's niks meer nie, jou bestaan is vir altyd verby. En dis natuurlik ateïste wat so sê. U almal het geweet van Stephen Hawking, hy's op 14 Maart 2018 oorlede. En selfs by sy dood, alhoewel hy nie 'n Suid-Afrikaner is nie, die Suid-Afrikaanse tydskrifte groot ophef oor hom gemaak en oud-minister Pik Botha het iets spesiaal oor hom geskryf omdat hy op 'n stadium vir Stephen Hawking ontmoet het. Nou Stephen Hawking was 'n selfverklaarde ateïs. Hy het nie in die bestaan van God geglo nie en daarom het God geen deel van sy lewe of van sy teorieë wat hy ontwikkel het uitgemaak nie. Of die vraag of hy dink daar is lewe na die dood, het Hawking, want hy kon nie praat nie, hy het op sy rekenaar op 'n manier kon tik of die rekenaar het sy woorde gevorm. Het hy gesê dat wanneer 'n mens sterf, is jou bewussyn soos die van 'n rekenaar, as hy afgeskakel is hy af en daar's niks nie. Met ander woorde, dinge stop by die dood. Hy het gesê ek glo nie in 'n hemel vir rekenaars nie. Ek dink die hiernamaals is 'n veeverhaal van mense wat bang is vir die donker. Dis jammer dat hy sonder God gelewe het en sonder God die ewigheid moet tegemoet gaan. Wat en waar is die beste plek om antwoorde op ons vrae te kry? As moderne en slim mense
Waar gaan soek jy antwoorde? Jy Google dit. Die feit dat Google meer as 67.700.000 antwoorde op hierdie vraag het, wys dat dit 'n uiters aktuelle vraag is waaroor baie mense wonder. En as jy klaar die soekterm ingetik het, dan sien jy daaronder staan I'm feeling lucky. Dan tik jy daar en dan kry jy 'n goeie antwoord. Baie mense gaan vandag en dan gaan hulle vra vir artificial intelligence, kunsmatige intelligensie. Ek lees die afgelope week dat op hierdie oomblik is die tendens dat meer mense gaan soek nou op AI, KI, vir antwoorde op geloofsvrae, in plaas van om na die Bybel te gaan, of in plaas van om na 'n medegelowige te gaan om 'n oplossing en 'n antwoord te kry. So ek het vir AI gevra, is daar lewe na die dood? En die antwoord was, die vraag van lewe na die dood bly een van die mensdom se diepste misteries, met geen definitiewe wetenskaplike bewyse in elk geval nie. Hoe jy dit beantwoord hang dikwels af van of jy deur die lens van wetenskap, geloof of filosofie kyk. Maar ander woorde, AI sê daar is absoluut geen bewys vir lewe na die dood nie. En dit is 'n ateïstiese siening wat hier deurgegee word. Broers en susters, die beste bron om na te gaan is God se woord. Dis beter as Google, dis beter as kunsmatige intelligensie. Dit is God self wat aan die woord is. Ons het vandag die wonderlikste tegnologie tot ons beskikking, maar Google en KI kan nie vir ons die regte antwoorde gee nie. Die Bybel antwoord baie duidelik vir ons, ja, daar is lewe en voortbestaan na die dood. En nou wonder mense, hoe gaan dit wees? Gaan ek my geliefdes hier op aarde onthou? Gaan ons mekaar herken daarbo? Hoe gaan dit wees? So Jesus lig in Lukas 16 die sluier so bietjie oor wat gebeur na die dood. In Lukas 16 vind ons 'n gelykenis, dit is 'n storie wat Jesus vertel met 'n boodskap waar hy oor die hiernamaals praat. Hy vertel hom van 'n arme man met die naam Lazarus. Lazarus was sieklik en hy het bedags voor die huis van 'n ryk man gelê om te bedel. So kom ons lees dit saam. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere aangedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Lazarus was oortrek van swere en selfs die honde het daar aankom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe die ryk man in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep: Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê: my kind, onthou jy dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte? Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê die ryk man: ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe, ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê: hulle die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter: nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy, dis nou Abraham, sê vir hom: as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie.
as sou iemand uit die dood opstaan. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. Hierdie kort verhaal bevat baie meer inligting as wat op die oog aflyk. Ons weet nie presies waar hierdie gesprek plaasgevind het nie, maar dit is baie waarskynlik dat dit in die tempel in Jerusalem kon plaasvind, want Jesus was baie dikwels in die tempel gewees en daar het hy met die priesters en die fariseërs en die skrifgeleerdes en die gewone mense gepraat. En natuurlik hierdie elite-mense, dit is nou die priesters en die sadduseërs en fariseërs, het hulle gesien as 'n bietjie beter as die ander mense, en hulle die gewone mense beskryf as julle is die sondaars. En hulle het nie graag met die gewone mense gemeng nie. Vir wie vertel Jesus hierdie verhaal? In Lukas 15 vers 1, as 'n mens nou die konteks van hierdie gedeelte vat wat ons gelees het, lees ons die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Is verkeerd om met gewone mense te meng, want hulle is sondig. So Jesus was met die vertel van hierdie verhaal in die teenwoordigheid van tollenaars, dit is nou belasting ingehardes, en daai mense het maar so 'n bietjie verneek om geld in hulle eiesakke te kan steek. Seker nou nie almal nie. Dan het jy die mense wat as sondaars beskryf is, dan was daar fariseërs en daar was skrifgeleerdes gewees. En natuurlik was Jesus se disippels ook teenwoordig, want hulle was altyd by gewees as Jesus besig is om te leer. Nou die fariseërs was 'n invloedryke godsdienstige groep in hulle tyd. Hulle het baie streng geprobeer om die wet van Moses na te kom, dis nou die eerste 5 boeke, en hulle het 'n hele klomp mondelingse tradisies gaan saamstel aan die hand waarvan hulle probeer het om die wet toe te pas. Weet jy, die interessantheid is dat vandag bestudeer die Jode daardie bykomstige goed wat geskryf is, maar nie die Bybel self nie. As jy hulle vra, wat staan in die Bybel, wat staan in die eerste 5 boeke, dan gaan baie nie weet nie, want hulle lees dit nooit nie. Hulle lees daardie mondelinge tradisies wat uiteindelik neergeskrywe is. Jesus het hulle baie dikwels gekritiseer omdat hulle skynheilig is, omdat hulle die wette bo genade gestel het. Hulle het van die mense goed verwag wat hulle nie self gedoen het nie. En 'n volgende probleem was dat geld, eer en rykdom en aansien was vir hierdie mense besonder belangrik geweest. In Lukas 16 vers 14 word pertinent genoem, die fariseërs was baie lief vir geld geweest. Toe Jesus oor die gevaar van gierigheid praat, het hulle hom beledigend uitgelag, lees 'n mens. En dan vertel Jesus in antwoord daarop die gelykenis van Lazarus en die ryk man. Nou hierdie gelykenis is uniek. Dis die enigste keer dat Jesus binne in 'n verhaal wat hy vertel, vir een van die persone in die verhaal 'n naam gee. Al die ander sal hy net sê van 'n ryk man of 'n arme man of so en so. Die naam Lazarus is 'n Griekse naam en dis afgelei, is 'n vertaling van 'n Hebreëse woord Eliezer wat beteken God het gehelp. So die feit dat Jesus sê hierdie arme man het die naam Lazarus, wil Jesus ook sommer dadelik sê hierdie arme man het in 'n verhouding tot God gelewe. So kom ons kyk na hierdie gelykenis. Die 2 persone in die verhaal het voor hulle dood verskillende lewenstyle gehad. Lazarus het deur sy lewe swaar kry, pyn, lyding en hongersnood ervaar. Hy moes dit alleen verduur. Hy het nie mense gehad wat hom kos kon gee nie. Daar was wel mense wat hom in die oggend daarvoor die ryk man se hek kom neersit het en in die aand weer kom wegvat het. Hy was krippel, hy kon nie self geloop het nie. Die ryk man aan die ander kant het 'n lewe van oorvloed gehad. Hy het baie mense om hom gehad. Mense wat vir hom bedien het. Hy kon net sy vinger klap en dan het die ander gespring. Nou die arme man het alhoewel dit nie in die gelykenis genoem word nie,
'n verhouding met God gehad. So Lazarus beteken God het gehelp en dit sê vir my, Lazarus het in God geglo, hy het op hom vertrou, hy het aan hom vasgehou. Die ryk man, hy het baie besittings gehad, baie geld, en hy het daarop staat gemaak, hy het gevoel, ek het nie vir God nodig nie, ek het alles wat ek het, dit is my verdienste, dit is my prestasie. So hy het op sy voorspoed, op sy suksesse, op sy rykdom, op sy besittings vertrou, en hy was lief om opdragte aan ander mense te gee. En 'n mens sien dit ook in sy hantering van Lazarus. Hy het hom nie aan die bedelaar daar by die hek gesteer nie. Ek dink as hy daar uitgestap en hy moes half oor iemand trap, dan was hy redelik kwaad geweest. Wat lê die ou bog alweer hierso? Jy ontsier my hek, jy laat dit sleg lyk, jy moet weg hierso. Maar volgende dag het mense weer vir Lazarus daar kom neersit. So ek dink, hierdie ryk man was bitter gefrustreerd met hierdie bedelaar, wat daar by sy hek lê elke dag. Maar hy het nie na hom uitgereik nie, hy het nie vir hom kos gegee nie, hy het hom pleinweg net geïgnoreer. So Jesus noem nie hoe dat hierdie ryk man aan sy rykdom gekom het nie, of dit wettig of onwettig was. Jesus sê nie hy was 'n goeie of 'n slegte man nie. Jesus sê net hy's 'n ryk man en hy veroordeel nie die ryk man daaroor nie. Maar die grootste sonde van hierdie man was sy onverskilligheid oor die mense rondom hom. Hy sien hier iemand wat in nood is, hy gee nie eers vir hom 'n krummeltjie van sy kos van die tafel af nie. Hulle sê in die ou dae, in daai tyd, het mense nou nie mooi vatlappies of waslappies gehad, soos ons nou het, of 'n servet as hulle eet nie. Dan het hulle sommer 'n sny brood gevat, en hulle hande daarin gevryf, en daarna dit op die grond gegooi, en dan het die honde dit kom opeet. So Lazarus het nie eers van daai weggegooide brood gekry nie. Nou sê die Bybel vir ons, Ou Testament, Jeremia 9 vers 23, so sê die Here, die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie, die soldaat nie in sy krag nie, die ryk man nie in sy rykdom nie. Dis nie wat vir jou deur die lewe gaan dra nie. Matteus 19 vers 24, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Mense begin dink, omdat ek ryk is, omdat ek suksesvol is, het ek God nie nodig nie. Ek kan sonder hom deur die lewe gaan. Dis my harde werk, dis my prestasie. Dis die grootste fout wat iemand kan maak. Elkeen van ons, of ons nou arm is, en of ons ryk is, het vir God nodig. Dis alleen die wat deur Jesus Christus in 'n verhouding met God het, wat in die hemel gaan kom. Nou sê Paulus, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die ryk man was skuldig hieraan. Hy het geen naaste liefde vir die mense rondom hom gewys nie. Hulle kan maar doodgaan. Ek gee nie om nie. So gebrek aan naaste liefde is 'n bewys dat daar geen liefde vir God in jou lewe is nie. En almal van ons staan skuldig, want ons leef nie volkome soos God dit wil hê nie. Hoeveel keer gaan jy nou maar net by mense in nood verby? Ja, op elke hoek staan daar 'n bedelaar. Ek kan nie vir almal gee nie. En as ek gee, hoe weet ek gaan nie die geld misbruik en dalk drank of dwelms koop nie. So ek gee liewerste niks nie. So verskoon ons onsself. Ek kom 'n bedelaar by die hek, nee, ek het niks om vir jou te gee nie, gaan maar weg. Mag God jou seën. Is ons nie almal skuldig? Ja, ons kan nie vir almal liefde wys nie, ons kan nie vir almal iets gee nie, ons het nie genoeg altyd om vir almal te gee nie, maar die Bybel sê, God maak jou ryk om in elke situasie iets te kan gee. Die grootste verskil tussen hierdie twee mense, terwyl hulle nog gelewe het, was nie die rykdom of die armoede nie. Die grootste verskil, Lazarus was 'n gelowige wat 'n verhouding met God gehad het. En die ryk man het nie 'n verhouding met God gemaak nie. Hy het op sy rykdom staat gemaak. So wanneer hulle sterf, kry hierdie twee verskillende behandelings. Lazarus word op 'n spesiale manier behandel.
Jesus noem niks van 'n begrafnis nie. Weet jy, in daardie tyd, buitekant Jerusalem was daar 'n vallei gewees wat hulle die dal van Hinnom genoem het. En dis waar die mense hulle asblikke gaan leegmaak het. En arme mense wat nie status gehad het nie, wat nou bedelaars was of sonder familie sterf, hulle somme daar tussen die vullishope 'n gat gaan grawe en die liggaam daarin gesteek en toegegooi. En dis klaar. Geen seremonie vir die arme persoon wat sterf nie. So Jesus noem niks van 'n begrafenis vir Lazarus nie. Aan die ander kant, die ryk man het 'n weelderige begrafnis gehad. Hulle het op daardie stadium die gebruik gehad dat as 'n ryker sterf, dan is daar 'n groot optog gehou waarin baie mense saamgeloop het, en as daar nie genoeg mense was nie, daar was 'n spesiale beroep gewees, roubeklaers. Dan het hulle roubeklaers gaan huur en betaal om saam te stap in die optog en te huil en te ween, laat mense kan sien hoe belangrik was hierdie oorledene gewees. Ons moet indruk skep. Dis skynheilig. Die twee persone in die verhaal het na hulle dood verskillende belewennisse gehad. Eintlik word hulle rolle omgeruil. Jesus sê Lazarus is deur engele weggedra na die hemel. Met ander woorde, hy het nie alleen soontoe gegaan nie. En dit het goed gegaan met Lazarus. Die ryk man, daar was nie engele wat hom kom haal het nie. Hy ervaar pyn en lyding. Hy het 'n verskriklike belewenis van 'n vuur wat hom brand. So Jesus leer vir ons die aansien, die eer en die rykdom wat mense hier op aarde ontvang, dra geen gewig in die hiernamaals. Daar gesê word, jy het baie geld gehad, ons behandel jou bietjie beter as die arme man. Dit tel nie. In die oë van die wêreld was die ryk man suksesvol gewees en prysenswaardig, maar daar's geen engele gestuur om hom te kom haal nie. Die dood neem alles wat ons gehad het weg. In die dood is ons gelyk, jy is nie meer belangrik of belangriker as iemand anders nie. Nou die Bybel praat van Hades en Sheol. Sheol is die Ou Testamentiese naam vir die doderyk. Hades is die Griekse woord vir die doderyk. Nou ek kry baie dikwels op begrafnisse, dan gee mense nou liedjies wat ons moet speel om so 'n bietjie te troos. En daar's 'n liedjie van, ek is nou in die hemel. En dan sing die vrou, ek is nou die engel wat sy vlerke oor jou hou. Nee mense, as ons sterf, dan word ons nie engele nie. Die engele is 'n ander spesiaal geskepte wese deur God. Ons word nie engele nie. Volgens ons verstaan van die Bybel, gaan niemand na sy dood dadelik hemel toe nie, alhoewel Jesus in hierdie gelykenis die woord hemel gebruik. Jy word nie 'n engel nie. Ons gaan na die doderyk, 'n soort van 'n wagkamer waar mense bly tot die finale oordeel wanneer Jesus kom om te skei tussen die skape en die bokke. En dan eers gaan die wat in God geglo het, wat 'n intieme verhouding met hom gehad het, hemel toe, wat deur Jesus Christus verlos is, en die ongelowiges wat God verwerp het, hulle word na die hel gestuur. Maar in hierdie soort van 'n wagkamer begin die mense reeds ervaar wat wag vir my vorentoe. So Lazarus het 'n goeie positiewe ervaring, Abraham troos hom en sorg vir hom, en die ryk man, as hy sy oë oopmaak aan die ander kant, dan ervaar hy pyn en lyding en 'n vuur wat brand. So as die ryk man sy oë oopmaak, is die eerste besef, ek is in pyn. En as hy opkyk, dan sien hy Abraham daar in die verte, en alhoewel hy Abraham sy lewe nooit geken het nie, want dit is baie jare voor hom wat Abraham gelewe het, erken hom en besef hy dat dit Abraham is, en hy sien die bedelaar wat daar by sy hek gelê het en hy herken hom. En hy roep na Abraham, Vader Abraham. Nou as die ryk man Abraham as vader aanspreek, dan maak hy aanspraak daarop dat ek is deel van God se verbondsvolk.
Ek moet spesiale behandeling kry. Ek hoort nie hier te wees nie. Ek glo dat sy afkoms hom toelaat om spesiale voorkeurbehandeling te ontvang. Maar die feit dat hy in sy lewe vir God eenkant geskuif het, vergeet hy van en dit maak nie nou saak nie. Ek dink aan die meisies wat die lampies het met die olie waarvan Jesus vertel in sy gelykenis van die 10 maagde. 5 het nie olie gehad nie en hulle is uitgesluit by die bruilofsmaaltyd. En hulle gaan klop. Hy sê, meneer, maak vir ons oop, ons wil inkom. En hy sê, ek ken julle nie, gaan weg. Mense wil dink dat, omdat ek in die kerk was, omdat ek so af en toe Bybel gelees het, of ek het 'n lampie gehad, al het ek nie olie gehad nie, moet ek in die hemel kom. Ek dink is dieselfde as ons kyk na Noag toe hy die ark gebou het. Die mense het hom uitgelag, hulle het hom gespot, hulle het hom beledig. En toe die water begin kom, toe gaan slaan hulle aan die ark. Noag, maak vir ons oop, en hy sê, ek kan nie, God het self die deure gesluit, julle kan nie inkom nie, julle is te laat. En hulle het hom vervloek, maar hulle is dood. Hoeveel van ons is nie ook lou, koud en onverskillig in ons verhouding met God, omdat ons glo die feit dat ek in 'n kerk is, dat ek gedoop is, dat ek belydenis van geloof afgelê het en so af en toe Bybel lees en af en toe in die kerk kom is voldoende. Is nie voldoende nie. As daar nie 'n intieme verhouding met Jesus Christus in jou lewe is, elke dag tot dag van jou lewe nie, dan kan jy dalk uitgesluit word. Kerklidmaatskap van enige kerk waarborg nie 'n plek in die hemel nie. Dis jou verhouding met Jesus Christus wat jou eindbestemming bepaal. In die doderyk probeer die ryk man nog sy omstandighede beheer. Selfs nou hier in die hiernamaals probeer hy opdragte gee en dink hy is steeds die baas soos op aarde was. Tydens sy lewe het hy van Lazarus gesien as benede sy status. Het hy bo oor hom geloop. En nou wil hy opdragte gee aan Lazarus. Maar hy doen nie eers die moeite om met Lazarus te praat nie. Hy sê vir Abraham, stuur vir Lazarus om vir my water te bring. Net 'n druppel water. En dan leer hy die diereles laat alles verander het. Hy's nou die mindere wat niks kan doen nie. Sy woorde en sy versoeke het geen waarde nie. En hy word baie vinnig nederig. Hy vra nie vir 'n beker water nie, net 1 druppeltjie water. Dit wys hoe intens sy lyding was, dat hy gedink het dat hy enkele druppel 'n verandering kan bring, 'n verskil gaan maak. Daardie man wat nie eers vir Lazarus 'n krummel van die tafel wou gee nie, smeek nou vir Lazarus vir 'n druppel water. Dis tragies, dis ironies. So wat Jesus hier sê, na die dood is daar geen tweede kans. Die oomblik wat jou laaste asem uitgeblaas is alle kanse verby op 'n einde. En die ryk man moet besef, daar's niks wat ek nou kan doen nie. Dis nou vir altyd te laat. Wat 'n geweldige skokkende besef, om dit te laat te moet besef. Dit's nie moontlik om van plek te verander nie. Abraham sê, tussen ons en julle is daar 'n geweldige diep kloof, en is onmoontlik vir iemand om van die kant af na daai kant toe te gaan, of van daai kant af na die kant toe te kom. Dis vir ewig te laat. Jou bestemming is bepaal. Dan onthou die ryk man sy familie op aarde. En hy weet hoe dat hulle lewe. Dis die een partytjie na die ander. En hy sê vir Abraham, stuur asseblief vir Lazarus dat hy my 5 broers gaan waarsku dat hulle lewe moet verander voordat vir hulle ook vir ewig te laat is. En Abraham sê, dit is ook nie moontlik om iemand van hier af terug te stuur om boodskappe te gee nie. So mense, as daar dinge is soos die Hanses, waar hulle nou kwanshuis met geeste en voorvaders oproep, en oupas en oumas en wat ook al, dis demone.
Oorledenes kan nie terugkom en kontak maak met ons nie. So al wil 'n mens ook hoe graag, is dit nie moontlik nie, maar jy onthou jou familie op aarde. Jy het nie van hulle vergeet nie. So hierdie man redeneer met Abraham. Nie vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, dan sal hulle bekeer. En Abraham sê vir hom, maar julle het die Bybel. Gaan lees die Bybel, daar sê alles wat ons nodig het om gered te word. Daar is nie addisionele inligting nie. Dit gaan nie help dat 'n dooie kom en hulle waarsku nie. Hulle moet luister. Hulle moet kennis neem. Maar mense wil nie hoor nie. Hulle ignoreer die Bybel. Hulle dink is maar 'n storieboek, 'n fabel. Nee, dis God se woord wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Ek dink ons staan dikwels net so skuldig aan onverskilligheid en dat ons by mense in hulle nood verbyloop. Dit dui op liefdeloosheid. Ons stap verby die seer kry en die hartseer van ander mense sonder om te dink dat ons 'n verskil kan maak. Ons raak ontstig en ons stel oor bedelaars wat ons gemak bedreig en ons tyd in beslag neem. Ons het talle verskonings om nie betrokke te raak nie. Ons kies gemak. Ek wil rustig lewe. Die ander moet nie vir my kom pla nie. Weet jy, met so 'n lewenstyl is ons net soos die ryk man besig om 'n sloot te grawe waarin ons eendag gaan val. En dit gaan ons duur te staan kom. Moenie toelaat dat selfsug en gemaksug jou van Jesus Christus weghou nie. Wie is die Lazarus oor wie jy trap? Wat jou ignoreer? By wie jy daagliks verbyloop sonder om iets te doen? Nou 'n ander vraag. Dalk is hier vanoggend iemand in die kerk wat onseker is van jou eindbestemming. Die Here wil nie hê jy moet onseker wees nie. Elkeen kan nou weet waarheen is jou pad. God wil nie hê dat ons moet twyfel nie. In die Bybel lees ons in die Nuwe Testament van 2 Lasarusse. Dis die arme man van wie ons gelees het vanoggend en die ander Lazarus was die broer van Martha en Maria. En interessant dat ons lees van beide Lasarusse wat gesterf het. Maar dan kom Jesus en hy wek vir die ander Lazarus uit die dood uit op. En daardeur wys Jesus dat daar lewe aan die ander kant die dood is. Dis nie die einde van alles nie. Wanneer Jesus by Lazarus kom, dan was hy al 4 dae dood gewees en die mense besef dis menslik onmoontlik dat hy weer kan lewe. En Jesus troos vir Martha. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En wie in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jy sal vir alle ewigheid saam met God kan lewe. So Jesus bewys sy mag en sy gesag oor die dood deur Lazarus wat 4 dae dood is uit die graf op te wek. So die sleutel tot die ewige lewe, tot die hemel, tot die ewige teenwoordigheid van God is Jesus Christus. En die kans om 'n verhouding met hom te bou is nou. Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy gee vir ons die versekering, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het God die reg gegee om kinders van God te word. Dis die wil van my Vader dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, het die ewige lewe. En dis die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. En Jesus gee hierdie belofte. Ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. So as jy jou lewe aan Jesus Christus oorgegee het, God het jou vergewe omdat jy gewas is met die bloed van Jesus, dan is jy 'n kind van God.
En hy gaan nie toelaat dat iemand jou uit sy hande uittrek nie. So as jy in 'n verhouding, 'n intieme verhouding met Jesus lewe, met God die Vader, en die Heilige Gees werk in jou, kan niks en niemand jou uit God se hande uittrek nie. Maar soos die verlore seun kan jy besluit om God se huis te verlaat, dan is dit op jou. Maar niemand van God se kant, hy sal nie toelaat dat iemand jou uit sy hande uittrek nie. Ons kan aan die manier waarop iemand sterwe agterkom waarheen is daardie persoon op pad. Nou goed, as iemand in 'n motorongeluk gesterf het of vinnige hartaanval gehad het of 'n beroerte, dan weet ons nie altyd nie. Maar party mense sterf oor 'n paar dae. Hulle is ernstig siek en hulle raak al hoe swakker totdat hulle doodgaan. En baie mediese wat met sulke mense werk, wat met sterfgevalle te doen het tot bekering gekom omdat hulle die sterfbelewenis en ervaring van daardie mense gesien het. Party mense is rustig. Party is selfs opgewonde om te sterf. Ek gaan vir Jesus sien. Ek gaan my geliefde sien wat in die hemel is, wat by God is. Hulle begin op die sterfbed al iets belewe van die hiernamaals. My ma se pa, my oupa, het op sy sterfbed, het hy visioene begin kry. En hy het op 'n stadium vir my ma gesê, trek my klere uit. Hy sê, maar papi, ons kan dit nie doen nie. Jy kan nie kaal hier in die bed lê nie. Hy sê, maar Jesus het vir my blink klere gegee om aan te trek. Hy ervaar dit voor sy dood, terwyl sy nog daar is. Ek het by baie sterfbeddens deur die jare gestaan en ek het baie van dit gesien en belewe. Maar daar is ook mense wat negatiewe ervarings het as hulle sterwe. My pa het baie jare gelede toe doen hy by HF Woord Hospitaal, nou Tshwane Hospitaal. Het hy tydens hospitaalbesoek, toe roep die susters om in na 'n kamer waar 'n man besig is om te sterf en my pa het die man nou van geen kant af geken nie. Maar die pasiënt, terwyl hy daar in die bed lê, het hy begin gil, ek brand. Tel my op. En die susters het hom hier onder sy arms opgelig in 'n sittende posisie. En hy het net al hoe harder gegil. Ek brand. My pa het met hom probeer praat, maar dit het nie gehelp nie. En so is hy dood. Dit is 'n skokkende ervaring vir die omstanders gewees. Hierdie man het die toekomstige al in hierdie lewe begin ervaar. Ek gaan vir u so ietsiekie speel wat u kan luister. Dit is 'n jong man, is nou Engels. Ek het Afrikaanse onderskrifte bygesit waar hy vertel van sterwensbelewennisse van mense. Daar's so 6 voorvalle, is 4 minute lank. Firstly, I need to warn you that some of the details in this video are disturbing. I'm going to share with you deathbed experiences of atheists and unbelievers. These are accounts that were communicated to me directly, including eyewitness accounts and including accounts of people who work in hospitals who get to witness the final moments of a person's life. And the final moments in these particular accounts are very disturbing, even terrifying. What this reminds us of is that there are only 2 types of people, those who are dead to their sins and those who are dead in their sins. And we certainly don't want to get to that place where we reach our final moment and we are dead in our sins. So I'm going to share these deathbed experiences with you, and the last one in particular is very interesting because it's different to the others. I was in the hospital with my dad after his heart surgery. In the recovery room, the man in the room next to us suddenly started shaking and yelling, "Don't take me, don't take me." When he stopped screaming, he was gone. You could feel it in the room. The air was heavy, tense, almost unbearable until he passed. The next account. A Malaysian friend told me about her aunt who was a sorceress. My friend had tried to witness to her, but the message was rejected. On her deathbed, she screamed, begging to be saved from the demons dragging her to hell. My friend pleaded with her to believe in Jesus, but she spat back, "Never." She died screaming, desperately trying to fight the unseen forces. The next account. A family member of my best friend was dying of cancer.
She had never accepted Jesus Christ as her saviour. In her final moments, she was writhing, arms outstretched, desperately trying to fight off something that no one else could see. The next account. A co-worker once told me about her grandfather. He had been a terrible person in life. Near the end, while semi-conscious, his eyes suddenly popped open in absolute terror. He kept screaming, "Don't let them take me." And it was clear he saw something that no one else could. Her face, as she told me this, still showed fear and awe at what she witnessed. The next account. I also heard about an uncle who, in his final moments, screamed that he saw hell, calling it an explosion of fire. He yelled to his wife, "Tell everyone it is real," and then he passed away. Now, before we get to the final deathbed experience, it's important to note that these accounts bring to light the fact that death is real, eternity is real, and what we believe about these things matters more than anything else. The Bible says, "And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment," Hebrews 9:27. It also says, "For all have sinned and fall short of the glory of God," Romans 3:23. Every single person who is not in Christ is separated from God because of their sin, and everyone is going to experience death. Death isn't just physical, it means eternal separation from God in hell for those who are not in Christ. And the only one who can save us from that is Jesus Christ. He's the only one who can reconcile us to God and forgive us our sins because of what he accomplished on the cross and his resurrection from the dead. Here's the final account. Even though my grandmother grew up and went to church, we had a strong feeling that she wasn't saved. But it was hard for me to speak to her as if she needed to get saved, so I asked for a sign. I asked God to even let her see flames. 2 weeks later, I got a phone call from my cousin who told me that my grandma, who was in the hospital at the time, started screaming in her room, begging people to put out the flames that she saw all around her. My best friend and I came in and ministered the gospel to her. At 95 years old, she received Christ. 2 months later, she passed away and went to be with the Lord. Jesus sê, wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die ewigheid is 'n bitter lang tyd, sonder einde. Moenie toelaat dat rykdom van die wêreld, die gemak van jou lewe, of wat 'n ideale en drome ook al jou uit die hemel hou nie. Sê seker, jy is op die regte pad. As 'n mens by 'n grafplaas kom en jy sien al die grafte, dan wonder ek, wie van hierdie mense is hemel toe? Volgens statistieke sou mens gehoop het dat almal van hulle gegaan het, maar ons weet verseker dat nie baie in die hemel gaan kom nie. Dis alleen deur Jesus Christus dat ons toegang tot die hemel kry. Wat van jou? Is jou verhouding met Jesus reg? Moenie uitstel nie. Daar kom 'n tyd wat jy in die deur kan klop en die stem hoor, jy's te laat. Ek ken jou nie, gaan weg. Maak seker, jou verhouding met die Here is reg. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir Jesus wat na die wêreld gekom het om te soek en te red. Dankie vir Jesus wat sy lewe as 'n losprys aan die kruis vir elkeen van ons kom gee het, om vir al ons sondes te betaal. Ons louheid, ons koudheid, ons onverskilligheid. Dankie dat elkeen wat vir Jesus as verlosser aanneem, skoon gewas kan wees met die bloed van Jesus. Dankie dat ons kinders van U kan wees. Dankie dat ons die gawe van die ewige lewe ontvang het. Dat ons kan vooruitkyk na die tyd wanneer ons vir altyd in U, die almagtige God, sy hemel, sy woonplek kan wees, by U, waar Jesus is, waar die Heilige Gees is,
waar ons geliefdes is wat in Jesus gesterf het. Maar Here, ons weet ook dat U in die woord sê dat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding sal hardloop tot op die einde. Dat ons gehoorsaam en getrou aan U wil, aan U woord sal bly. Vergewe ons lauheid, koudheid en onverskilligheid, liefdeloosheid waar ons by mense in hulle seer kry verbystap, net soos die ryk man met Lazarus gedoen het. Want niemand is vir U minder waardig nie. Jesus het vir elkeen op die aarde gesterf. Ook vir hulle wat geen inkomste het nie, wat brandarm is, wat bedel. Jesus het vir elke sondaar gesterf. Jesus het vir my gesterf. Here, mag ons 'n lewe tot U eer lewe. En waar ons nou in 2 weke die Paastyd tegemoet gaan en die kruisiging van Jesus opnuut gaan herdenk, mag dit ons wakker skrik tot 'n nuwe lewe om voluit vir U te lewe en terwyl ons nog hier is, 'n verskil op aarde te maak om soveel mense as moontlik met ons saam te neem hemel toe. Ons kan niks van ons aardse besittings en skatte saamneem nie. Ons kan niks van die status wat ons hier verdien het saamneem nie. Dit bly alles agter. Ons is maar nietige klein sondaars wat gered is uit genade. En dis alwaarop ons kan aanspraak maak, die offer van Jesus Christus, niks uit ons eie nie. Ons bid Here dat U boodskap oor die wêreld sal gaan, dat mense wakker sal word en tot inkeer sal kom om hulle aan U te onderwerp. Ons bid dat elke knie sal buig en elke tong sal bely om te erken dat Jesus die Here is, tot eer van U naam. In die naam van Jesus Christus. Amen.